Hartlike goeiemôre aan almal. Ek sê dankie vir pastoor vir die voorreg wat ek het om vanoggend hierdie getuienis na julle te bring. As ek die hele storie moet vertel, gaan dit ons baie lank hier sit. So ek gaan net kortliks opsom en dan gaan ek vir julle vertel wat gebeur het met my. Ek het so 'n klompie jare terug 'n 3 jaar hartomleiding gehad. En daar ek 'n massiewe hartaanval gehad het. En verlede jaar het my hart weer begin probleme gee. Op aanbeveling van my geneesheer is ek na 'n kardioloog toe in Pretoria. Ondersoek gevind dat dit wel probleme is, are verstop is. Die are was so verstop en my bloeddruk het so hoog opgestyg dat die wit van my oë, die are in die wit van my oë gebars het. My oë het rooi geword, die wit van my oë was rooi. En danksy die geneesheer in Pretoria het hy stents in my hart gesit, hy het die hart oopgemaak en oopgeboor op 'n manier, want dit was verkalk binne en hy het dit oopgeboor en ek het 5 stents in my hart gehad. Toe begin my longe probleme gee en dis die deel wat my baie hard getref het. Verlede jaar, Junie maand, gaan ek na my dokter toe hier in die dorp, my distriksgeneesheer, en vir die laaste 30 jaar word ek al behandel vir asma. En die dokter sê vir my, maar jy het nie asma nie, jy het bronchostase. Nou, bronchostase, ek het geskrik. Toe verduidelik hy vir my wat bronchostase is. Dit is amper soos longkanker. Dit kom in 4 fases. Jou eerste fase is 'n ligte aanval. Jou tweede fase is hy natuurlik bietjie weer gevorderd. Jou derde fase gaan jy oor na 'n baie moeilike stadium toe. Die 4de fase is kritiek. Daar is dan geen hulp meer vir jou nie. Met ander woorde, wat gebeur is, jou longe val plat, jou longe slaan toe, jy kry geen suurstof nie, jy basies versmoor. Ek was geskok, ek was geweldig geskok. Ek het nie geweet wat om te doen, wat om te sê nie. Ek het my vrou gebel by die huis, ek het vir haar gesê, ma, ek het 'n probleem. Ek was amper hysteries geweest, want ek kan nie glo dat 'n dokter vir my op daai stadium basies 'n doodvonnis oor my uitspreek nie, want my gestel was op daardie stadium op fase 3. So met ander woorde, dit is gevorderd. En ek het bang geweest, ek was bang. Mense, as ek bedoel bang, dan bedoel ek was bang. Ek het my vrou gebel, ek het pastoor gebel, ek het my kinders laat weet. Pastoor het uitgekom na die huis toe, ons het gesels, ons het voorbereiding gedoen, en ek is toe verwys na 'n pulmonoloog toe in Pretoria, 'n dokter Taban, by Midstream Hospitaal. Toe ek instap by dokter Taban, die eerste ding wat hy vir my sê, is jy het fase 3, jou longe is besig om plat te val, jy is besig om te versmoor. My hande was nie blou nie, my hande was swart. My voete was swart as gevolg van 'n tekort aan suurstof. My suurstofvlakke in my bloed was onder 50% gewees. So ek kon nie asem kry nie. Ek het gestap, badkamer toe en terug, en dan moes ek rus. Dokter Taban het my onmiddellik begin behandel verlede jaar Augustus. Terwyl ek aan die hospitaal gelê het ek begin wonder, en ek glo baie van julle het ook al op 'n stadium in julle lewe gekom waar julle gewonder het, is daar regtig 'n God? Bid ek nie teen die mure vas nie. Ek het begin twyfel. En met die twyfel toe kom die depressie ook. Ek was geweldig depressief geweest, sodat die dokter my op depressie, antidepressante gesit het. Die medikasie het gehelp tot op 'n sekere mate. Ek het verligting gekry en die dokter het my ontslaan uit die hospitaal uit. Februarie hierdie jaar is ek weer opgeneem in die hospitaal. Toe het my longe besig om plat te val. My suurstof in my bloed was weer onder 50%. My hartklop was hemelhoog, het my in die hoogte ingejaag.
En die dokter het toe gegaan en het my op 'n behandeling gesit. Nou, baie mense weet nie eers dat daar 'n skedule 8 medikasie bestaan nie. Dit is gewoonlik vir mense met longkanker. Hy het my op hy skedule 8 medisyne gesit. Ek was 12 dae in die hospitaal. Wat ek in die hospitaal gelê het, wat ek op die behandeling was. Nou die behandeling is 2 maniere. Ek kan hom binneaars kry of ek kon hom nebulize, soos hulle sê, inasem. Ek het 12 dae daar gelê toe ek ontslaan. Toe voel ek al beter, toe begin ek meer na mens voel. Maar in daardie 12 dae wat ek daar gelê het ek begin twyfel. Weer daardie twyfel en daardie hartseer binne in my, wat ek nie geweet het, gaan ek lewe, gaan ek dit maak nie. Toe kom 'n stem tot my en hy sê vir my, gaan lees Jeremia 29 vanaf vers 11. En ek wil dit graag aan julle voorlees. Wat ek hier is. Die 11de vers ken baie mense. Hy sê, want ek weet watter gedagte aangaande julle koester spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Toe besef ek opnuut, as die Here dan aan my so 'n belofte maak, en daar is 'n vers in die Bybel waar die Here ook vir ons sê, ons moet hom herinner aan sy beloftes. Toe gaan ek lees verder. Hy sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En dadelik het ek besef, daar is 'n God en hy wil ons help. Ek was weer Januarie 10 dae in die hospitaal wat ek op baie geweldige sterk medikasie was. Ons het dit sommer gedoop by die huis zombiesop. Want na ek daai medisyne ingeneem het, vir 'n uur en 'n half, was ek tussen die dak en die bed. Ek het gesweef. Ek was op 'n trip. Die dokter, my longe het so verbeter, dat my suurstofvlakke opgegaan het, tot bo 90%. En ek het gebid, ek het gesê, Here, help my, want ek het nie meer geweet watter kant toe moet ek gaan nie. Ek het op so 'n stadium gekom, dat ek oorweeg het, en ek is jammer om dit te sê vandag, en dit gaan miskien mense skok, maar my vrou weet waarvan ek praat. Ek het op 'n stadium gekom dat ek gedink het om my eie lewe te neem, want ek het nie kans gesien om te versmoor nie, dat my asem al minder en minder raak, dat ek my hele liggaam basies uitmekaar uitbars, dat ek nie suurstof kry nie. Maar danksy my vrou wat aan my gestaan het, sy was my hulp, sy was my Aaron, my staf, wat my gehelp het. Het ek deurgetrek. Na ek uit die hospitaal het ontslaan word, die tyd is, toe moes ek van die medikasie gebruik vir nog 6 weke. Die mediese fonds wou dit nie goedkeur nie. Hulle het gesê, dit is te duur, en hulle kan dit nie goedkeur nie. My dokter het vasgehou en hy het vir hulle gesê, goed, ek moet 6 weke op hierdie medikasie wees. Of hy hou my vir nog 6 weke in die hospitaal, of hulle kan my die medisyne huis toe gee, maar die medisyne moet onder toesig van 'n dokter of 'n verpleegkundige geneem word. Maar hy het ook vir my gesê dat hy vertrou my dat ek dit getrou sal neem. Die medisyne was geweldig duur, en ons het beklei. Dr. Taban het tot, ek weet nie waar het hy gegaan met die mediese fonds nie. Aan die einde van die dag, toe word die medikasie goedgekeur. Eers kon ons die medikasie nie kry in Pretoria nie. Toe het ek gesukkel in koerierdienste, het ek die medikasie gekry in Newcastle. Ek het die medikasie getrou gebruik, elke oggend, elke aand soos ek het moet gebruik. As ek bietjie laat was, dan het my vrou vir my gesê, pa, dit is tyd vir jou medikasie. Sy het my gedra daardeur. Ek het 6 weke met daardie medikasie gegaan, en na die 6 weke het ek gevoel my bors is oop, ek hyg nie meer nie, ek het nie meer slijm in my bors nie, my hoes het bedaar, ek kon loop, ek kon ente stap sonder om moeg te word, en
Daarvoor was ek baie dankbaar geweest. Ek het toe, in daai tyd wat ek in die hospitaal was, stuur die Here vir my 2 engele. Want ek het nie geweet waarheen om te gaan nie. En die 2 engele wat hy vir my gestuur het, is Lizette, sy is ongelukkig nie vanmôre hier nie, haar ma en haar suster, Izet en Annelien. Hulle kom besoek my in die hospitaal. Ons het saam gebid, ons het saam gesels, ons het saam brood gebreek. En toe ek in die hospitaal het ontslaan word, toe voel ek baie beter as wat ek toe daar ingegaan het. Na die 6 weke behandeling, soos ek sê, toe voel ek weer amper soos 'n mens. My opvolgbesoek was nou Julie maand gewees hierdie jaar. Maar wat my ook laas jaar getref het, is die feit dat ek my verjaardag in die hospitaal gespandeer het. Mense, dis 'n gevoel wat ek vir niemand toewens nie, want as jy jou hospitaal verjaar, dit voel asof jy die hele jaar in die hospitaal was. Maar ek gaan toe hierdie jaar vir my check-up nou, in Julie maand, die 8ste Julie gaan ek soontoe. Die dokter vat my en hy sit my weer deur die longmasjiene, deur die toetse. En toe ek terugkom in die spreekkamer na die longtoetse, toe sê hy vir my, meneer Beetge, ek weet nie wat het jy gemaak nie, ek weet nie wat het met jou gebeur nie. Maar jou longe het met ongeveer 25% verbeter. So daar was 'n groot verbetering in my longfunksie gewees. Vandag nog, ek kan asemhaal vrylik sonder dat ek slijm in my bors het. Ek kan ente stap. Ek voel 'n nuwe mens. En daarvoor het ek net een persoon te danke en dit is ons God. Daar staan daar so, loof hom, daar agter ons. En dit is wat ek in hierdie dag wil doen. Ek wil God net loof en prys, want sonder hom sou ek nie vandag hier gewees het nie. En daarvoor vra ek ook vir almal van julle, onthou, daar is 'n God. Jy bid nie teen die mure en teen die dak vas nie. Hy hoor jou en hy luister na ons. En hy doen sy werk, hy doen sy helende werk op sy tyd, op sy manier. Baie dankie daarvoor, dankie pastoor. David, baie dankie.